Ek het vandag so 'n bietjie nostalgie. En ek dink aan albei my ouers wat reeds oorlede is. En dit laat my bietjie soos 'n weeskind voel, amper wees agtergelaat. En ek weet daar's baie van julle wat hierdie sentiment deel. Tog is daar die van julle wie se ouers dalk nog een of albei dalk leef. En dit is 'n voorreg. Wees dankbaar daarvoor. Dit laat my dink aan die skrifgedeelte in Spreuke 23 vers 22 wat sê: Moenie jou vader en jou moeder verag as hulle oud geword het nie. Old folks don't talk much and they talk slowly when they do. Hierdie woorde uit die lied van Lorika Raug, Old Folks, raak diep in 'n mens se hart. Dit herinner ons aan die waarheid. 'n Waarheid wat ek en jy soms vergeet. Dit is die mense wat ons groot gemaak het. Dit is die mense wat vir ons gesorg het. Dit is die mense wat ons lief gehad het. Hulle raak stadig en stil. En soms is hulle selfs onsigbaar vir 'n besige wêreld daar buite. Die generasie voor ons is eintlik soos 'n boom met diep wortels. Hulle het storms deurstaan in hulle lewens. Hulle het seisoene van vreugde beleef, seisoene van hartseer beleef. Hulle het hard gewerk met hulle hande om vir my en vir jou 'n toekoms te kan skep. Maar hoe dikwels maak ek en jy regtig tyd om na hulle stories te luister? Om hulle stories te hoor, hulle vreugdes en hulle vrese te verstaan. Jesus self het respek gehad en verouwer is. Selfs as hy aan 'n kruis uithang, dink hy in sy ma. Hy weet hoe belangrik dit is dat 'n gesin mekaar moet kan lief hê tot die einde toe. Hoe kan ons nog ons bejaardes eer en waardeer? Ek dink, kom ons luister bietjie met geduld na hulle. Hulle herhaal dalk hulle stories, maar is hulle manier om hulle herinneringe lewendig te hou. Wees net teenwoordig vir 'n koppie tee. 'n Bietjie tyd is dikwels baie meer werd as 'n geskenk wat jy vir hulle gee. Vra vir wysheid. Hulle het baie ervaring in die lewe al opgedoen. En ek en jy kan soms by hulle leer. Wees tog geduldig met hulle stadiger pas. Die lewe het hulle dalk verlangsaam, maar hulle harte klop steeds met liefde. Laat hulle tog weet, hulle is belangrik. 'n drukkie, 'n oproep, die woorde ek is lief vir jou, maak regtig vir hulle 'n verskil. Lorika Raug se lied eindig met die woorde van 'n ou man wat hartseer en alleen in sy kamer net met sy herinneringe sit. Mag dit nie met ons ouers of grootouers gebeur nie. Mag ons hulle lief hê terwyl hulle nog hier is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir ouers en grootouers wat deel van ons lewens kan wees. Dankie dat ons paie gekruis het. Dankie dat hulle so groot rol in ons vormingsjare gespeel het. Ons gebed is, Vader, wil U vir ons sagte harte gee wanneer ons met hulle praat. Geduld wanneer ons na hulle luister. Wil U gee dat ons sal besef hoe belangrike rol hulle nog kan speel. En dat ons vir hulle ook sal sê hoe belangrik hulle vir ons is. Dankie dat ons hulle nog kan koester en dat ons nog tyd hier saam op aarde met hulle kan hê. Ons gebed is, Vader, wil U ook met die bejaardes onder ons wees. Wil U hulle beskerm, behoed en bewaar en wil U gee dat hulle in hierdie tye wil hulle verlangsaam, vereensaam sal besef dat U hulle nooit alleen sal laat nie. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Maar ek wil jou vandag uitdaag. Maak hierdie week iewers tyd vir 'n bejaarde persoon in jou lewe. Dalk kos dit jou net om 'n oproep te maak,
dalk net vinnig stop by 'n ouetehuis of 'n aftreeoor en net in te loer by iemand. Dalk net 'n lekker koppie tee met iemand te kan drink wat sy stories met jou deel. Tot 'n volgende keer.